Het jy ooit hierdie ervaring gehad dat as jy iets sien, as jy ry in die straat of jy loop in die straat of waar ook al jy is en jy sien iets en hierdie ding maak net iets in jou wakker. Dis net hierdie simpel, eenvoudige sighting wat jy sien, wat jy ervaar, maak net iets hier binne in jou wakker. En ek het dit so 2 weke terug gehad. Dankie dat julle ingeskakel het op hierdie video. Vir die van julle wat nie is, ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie kanaal. En hierdie kanaal bestaan om mans en vrouens te bemoedig om hulle rolle weer ernstig op te neem. En as ek praat van 'n rol, dan praat ek van die Bybelse rol van man en vrou. En ons het elke week 'n gas op hierdie kanaal, maar so af en toe, dan werk dinge nie altyd lekker uit nie. Hoe getrou is God nie? Want gewoonlik, as dit gebeur, dan het ek 'n boodskapie wat ek wil bring. So vandag is weer een van daai dae, maar terwyl ek julle nou hier het, asseblief help ons deur om te like, te comment of te subscribe. Ons het 'n doelwit van 1000 subscribers, ons is baie naby, ons is so net oor die 800. En ons glo ons kan daai doelwit binnekort bereik. Hierdie maand van Mei is ons 2de jaar van bestaan. So ons is 2 jaar oud in Mei in 2025 en ons is so dankbaar vir wat God doen met hierdie kanaal. Maar ons is 'n aanlyn bediening en ons maak staat op befondsing en donasies en so aan om hierdie show aan die gang te hou. En ek het 'n werk en ek doen ander goeders om geld te maak, maar hierdie is my passie, hierdie is waar my hart lê, hierdie is waar ek voel God my na toe roep. En ons vra julle ondersteuning. As julle so gelei voel om te ondersteun, doen gerus so. Al die besonderhede is onder in die video se description. En ons sal dit baie waardeer. As julle meer wil weet, is julle welkom om in kontak te kom met my en ons kan verder gesels. Maar kom ons kom in die video. So ek het terug het ek 'n ding op Facebook gepost wat ek gepraat het oor vergifnis. En ek het voorbereiding gedoen op hierdie ding. Al vir so seker amper 2 weke. En vanoggend kom ek hier in my studio in en ek sit alles reg, sit die ligte reg, kry alles aan. Sit my memory kaart in en al daai goeders en op pad om my navorsing te gaan haal, voel ek soos ek wil net bietjie kom sit en gesels. So 2 weke gelede laai ek die kinders af by die skool. Dit is seker so net voor 7 in die oggend en ek ry terug huis toe. Ek het 2 paaie wat ek ry. Die een is, as ek ry by die skool, dan draai ek regs op na my huis toe. Die ander kere is, as die verkeerde erg is, dan draai ek links en ek ry eers half om die blok en ek vat 'n ander roete op na boontoe, na waar ons bly. En hierdie een oggend begin spesifieke rede en die besluit ek kom om die blok te ry. Ek ry so en ek kyk so regs en daar sit 'n ouetjie, vroeg in die oggend, voor 7, mooi aangetrek, heel skaaflik, en hy sit en hy drink 'n Tropika, of dit was 'n iced tea of 'n Tropika, onder 'n boom, op sy skaatsplank. En ek dink nie dadelik iets of van nie, ek ry aan en seker so 100, 200 meter af in die straat, slaat hierdie prentjie my. En ek dink soos, daai kind lyk of hy so baie vrede het. Hierdie seun wat ek skat seker 16, 17 jaar oud is, lyk of hy soveel vrede het. Hy sit daar onder daai boom en kyk vir die karre wat verby hom ry. En hy drink sy Tropika. En die Here maak iets wakker in my op daai oomblik en ek sit en dink, okay Here, soos ek ervaar U is besig om vir my iets te vertel deur hierdie prentjie wat ek nou net gesien het. Wat is dit? En die Here begin met my praat oor onvergifnis. En ek dink soos, okay, onvergifnis. En hier kom die trein af tot. Nou gaan ek julle deur hierdie hele proses vat. Want ek wil ook vir julle sê hoe God partykeer met my praat. Nou ek sê baie keer op hierdie show, God praat met my, ek het geervaar, God sê dit vir my. En
dit is nooit 'n stem wat ek hoor uit die hemel uit, of 'n audible stem wat ek hoor van God wat vir my dit sê nie. Dit is God praat met my deur ervarings en prentjies, en soos hierdie ding wat gebeur het, praat God met my, en hy maak iets wakker in my hart, en die Heilige Gees bring goeders in my verstand en in my gedagtes in. En ek glo dit is hoe God operate met baie mense. Ek sê nie dit is die enigste manier hoe hy operate nie, maar dit is definitief 'n manier hoe hy met my kommunikeer. En ek vat wat Jesus vir sy disippels sê. Hy sê, as hy moet weggaan sodat hy die helper kan stuur, en die helper gaan sy disippels en ons, wat nou kinders van God is, nê, hy gaan ons herinner van alles wat Jesus vir ons gesê het. Nou, 95 tot 99% van die tyd as ek hierdie goed ervaar, dan bring die Gees skrif op in my hart. Nie een of ander random gedagte, een of ander revelation nie, dit is skrif, dit kom uit die woord uit. En dit is wat bevestig wat Jesus het, goed wat ek reeds vir julle gesê het. En hy begin met my praat oor vergifnis, en ek vra vir die Here, soos ook Here, maar hoekom vergifnis? En hy sê, dink aan die prentjie, dink aan wat jy gesien het. Nee, weer eens, hy sê dit nie fisies vir my nie, wil dit baie duidelik maak, maar ek ervaar ek moet dink aan hierdie prentjie, hierdie ding wat ek nou net gesien het. En ek sit en ek dink aan hoeveel vrede daai kind gehad het waar hy gesit het. Ek sê, okay, nou sit ek met twee goeders, ek sit met vergifnis en ek sit met vrede. En ek kom eintlik by die uiteinde uit wat die Here vir my probeer sê, dat daar soveel mense wat sonder vrede rondloop, wat nie so kan gaan sit op 'n skaatsplank onder 'n boom en 'n koeldrank geniet in vrede as gevolg van 'n spesifieke ding wat hulle mee rondloop in hulle harte, en dit is onvergifnis. En ek ervaar die Gees vra my hierdie vraag. Hy vra vir my, het jy die vrede om onder daai boom te gaan sit? Op jou skaatsplank en 'n tropika te geniet. En in daai oomblik kon ek nie ja antwoord nie. Ek kon nie ja antwoord nie. Daar's meer as een rede daarvoor, maar daar is een spesifieke rede gewees, en dit was dat ek het met onvergifnis rondgeloop in my hart, ek het met bitterheid rondgeloop teenoor mense wat ek nie vergewe het nie, mense wat goed teen my doen, wat ek voel goed teen my doen, en goed teen my kind doen, en goed teen ons gesin doen, en daar's soveel, toe ek net vir die Here begin vra, Here, okay, openbaar vir my, wie dit is, wie ek moet vergewe, toe is die lys baie langer as wat ek gedink het, en ek het daai hele dag gestoei daarmee, om hierdie mense te vergewe, mense wat jare terug goed aan my gedoen het, mense wat onlangs goed aan my gedoen het, mense wat onwetend goed aan my gedoen het, en mense wat wetend goed aan my gedoen het. En ek wonder hoeveel mense is kwaad vir my. Ek wonder hoeveel mense het nodig om my te vergewe. Ek wonder hoeveel van julle wat hierdie kyk, loop rond met bitterheid in julle harte teenoor mense wat wetend, onwetend, onbewustelik, lang terug, gister, goed aan jou gedoen het, waarvan jy hulle moet vergewe. En ek wonder hoeveel van ons kan met ons skaatsplank loop en onder 'n boom gaan sit en 'n ijskoue koeldrank geniet in vrede. Ek weet ons kan hierdie goed doen, maar doen ons dit regtig in vrede? Do we go in peace? Operate ons uit 'n plek van vrede uit? En weet jy wat? Ek het vergewe. En ek het vir die Here gevra, Here, ek vergewe hulle nou, al bedoel ek dit nie. Ek maak die besluit dat ek hierdie mense gaan vergewe. Al bedoel ek dit nie 100% in my hart, en dat U onmiddellik al die bitterheid uit my uithaal teenoor hierdie mense nie. Gaan ek hulle vergewe? Ek maak nou hierdie besluit dat ek hierdie mense vergewe, en dat ek elke keer wanneer ek hierdie gevoel van bitterheid het wat opkom in my hart, wat begin borrel, gaan ek dit oorgee aan U, en ek sal hulle weer vergewe. En mag hulle my ook vergewe. En weet jy wat, dit het nie lank gevat nie. Dit het regtig nie lank gevat nie, 'n paar dae,
'n paar dae van oor en oor vergewe, en ek voel soos 'n ander mens. Ek is lig. En ek is weer kind. Ek is weer meer nader aan die beeld wat Christus vir my geskep het. Ek is weer nader aan die plek waar hy my wil hê. Ek sê nie ek is daar nie, ek het nog steeds baie issues in my lewe, maar ek voel ligter, en ek voel gelukkiger, en ek voel vrede. Ek voel baie meer vrede. En daarom het ek vir 2 weke gewag voordat ek hierdie video opneem. Want ek moes eers oorwinning kry oor my eie onvergifnis, oor my eie bitterheid, die goed wat ek haber hier binne in my hart. Nou Corrie ten Boom, sy het gesê, forgiveness is setting someone free, setting a prisoner free and realizing that the prisoner was you. Nee, want ons loop met daai onvergifnis rond. Ons loop met daai burden, met daai gewig rond. Die persoon teenoor wie jy iets het, weet 10 teen 1 eers dat jy iets teen hulle het nie. Nee, want ons loop met hierdie bitterheid rond, ons loop met hierdie woede rond, ons loop met hierdie kwaad rond, teenoor ons vrouens, teenoor ons mans, teenoor ons onderwysers, teenoor ons rugby coaches, teenoor ons cricket coaches, teenoor ons ouers, ons broers, ons susters, ons vriende. Ons loop met hierdie bitterheid teenoor hulle rond, want hulle het nie ons hand geskit die ander dag nie, hulle het ons nie gegroet nie, my vrou het nie kos gemaak die ander aand nie, my man het nie die kar gevat vir sy diens op die dag wat hy moes nie, my kind het my nie ordentlik nagesê nie, die coach hanteer my seun nie reg nie, hy sit hom in die verkeerde span, hy sit hom op die verkeerde posisie, hy trek hierdie kind voor, hy trek daai kind voor. Julle kan die prentjie invul, julle kan julle eie prentjie skets, en julle kan julle self hierdie scenario's skep in julle lewe. Julle weet presies waarvan ek praat. Want hierdie is al die goed waarmee ek geworstel het. En dis nie net een ding gewees, en dis nie net een groot ding gewees, dit is 'n klomp klein goed gewees. En as jy al hierdie klomp klein goedjies vat, en jy sit dit op mekaar, nee, dan word daai ding al hoër, en al hoër, en al hoër. En dan eventually sit jy in hierdie tronk, agter hierdie tronk van onvergifnis. En jy leef met bitterheid hier in hierdie hokkie. En niemand, maar niemand, weet wat regtig aangaan met jou nie. Daar's soveel belangriker goed in die lewe, julle. Daar's soveel belangriker goed in die lewe, veral in hierdie tyd wat ons leef. Daar's nie tyd vir onvergifnis nie. Jesus sê, forgive so that my Father in heaven can forgive you. Nee, hy sê vir ons in die Onse Vader dit, hy bid dit, vergeef ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Ek probeer nou al hierdie verse onthou wat ek neergesit het in my navorsing, en ek kan nie, maar die punt is, as jy met onvergifnis rondloop, kan jy nie vergifnis ontvang nie. Dis 'n baie groter prys om te betaal as om jou trots te sluk en vir jou te sê, weet jy wat man, ek vergewe jou. En hierdie bring my by eintlik 'n tweede deel van my testimonie wat ek in meer detail in sal gaan. Maar ek het 'n paar jaar terug my werk verloor, soos baie van julle nou al weet. En toe ek my werk verloor het, hierdie ouens my amper 2 miljoen rand geskuld van geld wat hulle my oor die 4 jaar wat ek vir hulle gewerk het kort betaal het. Amper 2 miljoen rand. En ek het vir maande lank met bitterheid teenoor hierdie ouens rondgeloop en gedink, yes, ek is in 'n gemors finansiëel, ek is in 'n bad plek, my vrou en ek sit vas, ek voel minderwaardig, ek deel met al hierdie goeders, ek het nie 'n werk nie, my skoonfamilie, klomp goed, ek moes geld leen by mense, en ek is so bitter teenoor hierdie ouens wat my hierdie geld skuld, want ek is nou in hierdie posisie as gevolg van hulle, en eendag sê God vir my, weet jy wat sê hy vir my, ek lees dit in die Bybel, hierdie ding van vergifnis, en God sê vir my, jy moet hulle laat gaan. Die enigste manier hoe jy kan vorentoe gaan, hoe jy kan begin bou, hoe jy kan begin herbou, is as jy hulle laat gaan. Jy moet hulle vergewe, en jy moet hulle laat gaan. Nou ek sê nie, jy moet vergeet nie,
Want jy moet onthou in die strikke wat jy getrap het, maar jy moet vergewe en jy moet laat gaan en jy moet aanbeweeg. En ek het vir die ouens so lang nie 'n bos getik en ek het vir hulle gesê, boys, dit is vir my moeilik om hierdie te doen, maar ek wil vir julle sê, ek vergewe julle en ek laat gaan julle. En ek laat gaan daai 2 miljoen rand wat julle aan my skuld. Ek stel julle vry. Julle skuld my niks meer nie. Ek laat gaan van my kwaad, my resentment, my woede teenoor julle en die geld. En ek blameer julle vir niks meer. Want ek het nodig om dit te doen, om vorentoe te gaan, en ek voel julle het dieselfde nodig. En dit maak nie van my 'n great mens nie, glo my, dit was die moeilikste, een van die moeilikste goed wat ek in my lewe nog moes doen. En elke keer as ek moet vergewe, geen om hoe groot of hoe klein die dingetjie is wat ek moet vergewe nie, dis moeilik vir my. Maar elke keer maak dit my vry, en elke keer laat dit my toe om aan te beweeg en sterker te word en beter te word en in daai pad te loop wat God vir my wil hê. Jy kan nie in Jesus se voetspore loop as jy met onvergifnis in jou hart rondloop nie. Jy kan nie. Jesus sê aan die kruis net voor hy sterf, terwyl hulle besig is om hom te kruisig, sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Bid hy vir vergifnis vir die mense wat besig is om hom te kruisig. Maar ons raak kwaad as iemand voor ons inry in die straat, as iemand voor ons indruk voor die robot, as iemand ons nie groet nie, as die coach jou kind sleg hanteer, as hulle in die verkeerde posisie gekies word, dan wil ons nie daai mense vergewe nie, dan loop ons rond met bitterheid teenoor hulle. Julle, ek sê vir julle, ons leef in 'n plek waar nie vrede is nie, as gevolg van onvergifnis. En die mooi ding is, Jesus sê vir ons, hy wil vir ons vrede gee, en 'n vrede gee wat ons verstand te bowe gaan, 'n vrede gee wat ons nie kan begryp nie. Maar hy kan dit nie doen, as ons nie vergewe nie. So ja, vlek my storie is uit. Ek hoop hierdie chat was tot seën vir julle, soos ek sê. Ek het ervaar, ek moet my navorsing neersit, en ek moet net kom sit, en ek moet uit my hart uit praat. En ek hoop dit het sin gemaak, en ek hoop dit het vir jou iets beteken. Want dit het vir my soveel beteken, en ek glo dat hierdie boodskap gestuur is, dat God vir my hierdie boodskap gegee het, want ons honderde mense wat hy wil vrymaak, ons duisende, ons miljoene, maar ek weet my video gaan nou nie miljoene mense bereik nie, en daarom het hy 'n klomp mense oral, dink ek, wat hy oprig, om oor hierdie goeters te begin praat. En ek is net een van die honderde duisende mense, met wie hy gepraat het, oor die onvergifnis, en ek was oop om dit te ontvang. So ek hoop dit het vir jou iets beteken, en ek hoop dit was tot seën, en ek wil jou regtig aanmoedig, vergewe. Vergewe my, vergewe die mense, wat verkeerd opgetree het teenoor jou, geen om hoe groot of hoe klein dit was nie. Vergewe hulle, want dit gaan jou vrymaak. As julle nog hier is, baie dankie. Laat asseblief ons 'n like, 'n opmerking, of subscribe. En soos ek gesê, as julle ons wil ondersteun, kan julle so doen, deur om te kyk na die besonderhede in die video description. Dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien julle weer volgende week vir nog 'n video. Totsiens.